Hartlik goeiemôre vriende, ek is Dominee Adrian Bester van die AP Kerk Baaklie Oos, hier in die ring van Steynsburg in die Ooskaap, en ek wil baie graag vanoggend dan vir 'n vierde keer saam met u kyk na die algemene brief van Judas. En ons lees dan vanoggend saam die einde van vers 20 en vers 21. Dit is dan Judas, en ons lees saam vers 20 en vers 21. Maar voordat ons saam lees, kom ons bid eers en vra die Here dat hy ons harte ontvanklik sal maak vir sy woord. Here, ons dankie dat ons ook kan weet dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat by u mond uitkom. En daarom wil ons vir u vra dat u in hierdie oomblikke ook ons hongerige siele sal voed met die brood van die lewe, met u woord. Here, dat u ons in hierdie oomblikke sal voed met u woord en dat u ons daardeur sal opbou en sal bemoedig en sal versterk. Here, dat u ons daarmee ook sal versadig. Ons vra, Here, vir die genade dat ons nie alleen hoorders van u woord sal bly nie, maar dat elkeen van ons ook daders van u woord sal word. Hierdie dinge bid ons alles om Jesus ontwil. Amen. Ons lees dan saam uit Judas hoofstuk 1 vers 20 en vers 21. Judas skryf daar, maar julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid, en julle self in die liefde van God bewaar, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. So 3 dinge wat ons hier lees in vers 20 en vers 21. Die eerste ding is dat die gelowiges, die geliefdes, moet in die Heilige Gees bid. Hy sê, en julle self in die tweede plek, en julle self in die liefde van God bewaar, en in die derde plek, terwyl julle die barmhartigheid van onse Here Jesus Christus tot die ewige lewe verwag. Vanoggend dan ons vierde oordenking uit die algemene brief van Judas. So in die vorige vers het hy dan gesê, of in die begin van vers 20 sê hy dan, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof. En nou gaan hy voort met hierdie oproep en hy sê verder dat die gelowiges in die Heilige Gees moet bid. En dit beteken natuurlik om te bid onder leiding van die Gees en om te bid volgens die wil van God, anders as die dwaalleraars. In die tweede plek sê hy, om julleself in die liefde van God te bewaar. Nou in Johannes 15 vers 9 sê ons Here Jesus aan sy disippels, bly in my liefde. En hoe bly ons in sy liefde? Deur sy gebooie te bewaar, deur die liefdesgebod uit te leef. Dit is die kenmerk van die lewe van die gelowige, liefde. Om God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, Matteus 22. Om medegelowiges lief te hê. Jesus het gesê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Om my naaste lief te hê, maar ook om my vyande lief te hê. Want dit is die voorbeeld wat ons Here Jesus vir ons gestel het. Dat hy naamlik vir ons gesterf het, toe ons nog vyande van God was. En in die derde plek, die vermaning dat ons die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe moet verwag. Jy sien, die gelowige wat hom nie deur die dwaalleer en die valse evangelie laat meesleer nie, maar wat aan die Here Jesus en sy soenverdienste alleen vashou. Hy kan die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus verwag en verseker wees van die ewige lewe. Kom ons bid saam. Here, wat 'n groot erfenis het ons van U ontvang. Wat 'n rykdom het ons van U ontvang. Dat ons die sekerheid van die ewige lewe mag hê. Wil ons vir U vra, Here, dat U ons sal begenadig en dat U ons sal bekragtig, dat U ons sal toerus, dat ons ook waarlik sal bid
deur die Heilige Gees. Dat ons sal bly in die liefde van ons Here Jesus. Dat die liefde al hoe meer gestalte sal kry in ons lewens, in ons liefde vir U, maar ook in ons liefde vir ons naaste, vir ons liefde vir ons broers en susters. Ja, Here, dat U ons ook sal begenadig, dat ons ook ons vyande sal lief hê, soos wat U vir ons geleer het en vir ons die voorbeeld gestel het. En Here, dat ons hierdie vaste sekerheid sal hê, dat ons die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus tot die ewige lewe sal verwag. Dat ons nie sal twyfel nie, dat ons nie sal weifel nie, dat ons nie vir 'n oomblik sal wonder of onseker sal wees nie, dat daar nooit by ons vrees sal wees oor waar ons die ewigheid sal deurbring nie. Maar dat ons sal weet dat ons U kinders is en dat U gesê het dat niks of niemand ons uit U hand sal ruk nie. Wil U asseblief ook met ons wees in die res van hierdie dag en wil U asseblief ook die naprediker van die eie woord wees. En ons bid hierdie dinge alles om Jesus ontwil. Amen. 'n Baie geseënde en 'n baie mooi dag vir elkeen van u. Tot môre.